Here toe vanoggend en ons lees vanuit 3 verskillende gedeeltes. Die eerste is 1 Timoteus 3. So ons kan so lank daarna toe blaai, 1 Timoteus 3. Timoteus 3 vanaf vers 1. Kom ons begin met die gedeelte pligte van die opsieners en die hakens. Dit is 'n betroubare woord. As iemand na 'n opsienersampt verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. 'n Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nigter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig, geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinsoeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige, geen geldgierige nie, een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid in onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? Hy moet nie 'n nuweling wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel val nie. Maar hy moet ook goeie getuienis hê van die buitestanders, sodat hy nie in veragting en in die struik van die duiwel val nie. Net so moet die diakens waardig wees. Nie uit 2 monde spreek nie, nie verslaaf aan wyn nie, geen vuil gewinsoekers nie. Manne wat die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete hou. En hulle moet eers 'n proeftyd deurmaak, daarna, as hulle onberispelik is, kan hulle dien. Net so moet die vroue waardig wees, geen kwaadspreeksters nie, nigter, betroubaar in alles. Nou, ek wil net vandag noem, ons volstaan by hierdie vers, maar ek dink ons almal weet min of meer wat aangaan in die nuus en in ons susterskerke, so ek noem dit net vir daai rede. Vers 11 wat sê, net so moet die vroue, die Griekse woord daar is wives, die vroue van die ouderlinge en die diakens, hulle moet waardig wees, geen kwaadsprekers nie, nigter, betroubaar in alles. Dan blaai ons na 1 Timoteus, 2 Timoteus en dan Titus, ons lees Titus 1 vers 5 tot 9. Titus 1 vers 5 tot 9. Kom ons lees daar saam. Om hierdie rede het ek jou in Kreta agtergelaat, dat jy nog verder sou regmaak wat oorgebly het en van stad tot stad ouderlinge sou aanstel, soos ek jou beveel het. As iemand onberispelik is, die man van een vrou, gelowige kinders het, wat nie beskuldig word van losbandigheid of tugteloos is nie. Want 'n opsiener moet as 'n rentmeester van God onberispelik wees. Nie eiesinnig, nie oplopend, geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinsoeker nie, maar gasvry, een wat die goeie liefhet, ingetoe, regverdig, heilig, een wat homself kan beheers, een wat vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê. Dan blaai ons vir 'n laaste keer en ons blaai na 1 Petrus 5 toe. Petrus 5, ook van vers 1 af. Kom
Kom ons lees saam. Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Ons lees net so ver vandag vanuit die woord van die Here. Kom ons buig die hoofde, jy kan net so bly sit en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, ons is weer voor U om vir U te kom dankie sê vir elke voorreg uit U hand uit. Here, die grootste voorreg waarvan sekerlik is om die woord van God oop te maak. Here, U het hierdie woord vir ons gegee om vir ons die weg tot saligheid te wys. U het hierdie woord vir ons gegee om vir ons te wys hoe moet ons lewens inrig en saam met dit, Here, hoe moet ons die gemeente inrig? En dit wat ons vandag ook gelees het, hoe moet die lewens van ouderlinge, diakens, van opsieners lyk? En sê ons vir U dankie, Here, dat ons die handboek van die lewe by U kon ontvang. En dat ons daarvolgens kan optree, daarvolgens kan werk. Here, breek ook die woord vir ons oop. Ons dink so aan U wat vir hulle in die woordse tyd gesê het, julle weet hierdie dinge nie, en tog is julle leerders van Israel. En sê die woord ook vir ons, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Here, en bid ons, dat ons dit nie sal oorkom nie, dat ons U woord sal besoek, U woord sal bestudeer, Here, en dat ons die kennis, soos Petrus vir ons leer, dat ons daarin sal groei, en dat ons daardeur nader aan U sal beweeg. Here, soal is dit ook 'n praktiese doel vanoggend om te praat oor ouderlinge en diakens. Here, dis kennis wat U vir ons daar gestel het, wat ons moet ken, wat ons moet weet, wat ons gemeente volgens moet inrig. En sê ons vir U dankie daarvoor, Here, dat ons nie hoef te kyk rondom ons en kyk hoe doen ander dit nie, maar dat ons na die woord toe kan gaan en kyk hoe moet ons dit doen. Ons sê ook dankie, Here, vir die gemeente wat ons het, Here, die geboue wat ons het, die erf wat ons het, alles, Here, dit is van U hand af wat ons dit ontvang het. En ons loof en ons prys, Here, waar daar mense is wat nie kerkgeboue het nie, wat sukkel om grond te bekom, geboue te bekom, Here, wat moet trek van plek tot plek of van anders in kerk hou, Here, het U vir ons hierdie gebou geskenk en ons sê vir U dankie daarvoor. Ook ons gemeente, Here, ons besoekers, die mense wat in hierdie gemeente is, Here, soveel belangriker as die gebou en U het elkeen vir ons hierheen gebring, hier kom voeg, 'n geestelike tuiste gegee en kan ons vir U daarvoor ook net kom dankie sê. Here, help ons om eensgesind te wees, om saam te staan, om saam te stry vir die woord en ook saam die sout van die aarde en die lig van die wêreld te wees. Here, dink ek in daai Engelse lied wat ons baie keer sing, bind us together, Lord, bind us together, dat U ons ook so as gemeente sal saambind. En bid ek ook, Here, as ons hier uitbeweeg, sien ons lewe in die lou tydperk, soos wat die woord dit vir ons gee. Kinders van die Here wat nie 'n saak met U woord, met die insettinge het nie, en bid ons, Here, dat U vir ons as gemeente die vuur, die ywer, die passie in ons harte sal gee vir U as ons Heer en ons Meester, en vir U woord en vir U werk. Here, en dink ek altyd aan die Maasgangers wat daar staan, Here, het U nie ons harte brandend gemaak en waar die woord sê aan die brand gesteek, Here. Bid ons, kom steek ons harte aan die brand vir U. En ons sê vir U dankie dat ons dit kan bid. Ook so elke gemeente, Here, ons bid vir die gemeentes hier in ons dorp, Here, ons bid dat U met hulle sal wees, met hulle sal praat, dat U woord in waarheid sal uitgaan, Here, en dit wat U nie behaag nie, dat dit reggestel sal word. Here, dat U met daardie gemeente sal wees. En ons bid so, Here, dat U woord in Velddrif, Laaiplek, Port Owen, Dwarskersbos, Saldanha, Langebaan, al die plekke, dat U woord sal uitgaan, dat U woord lewens sal verander. Dankie, Here, dat U vir ons hier geplaas het. U het ook 'n rede met ons hier, en ons loof en ons prys U daarvoor. Ons bid dit alles dan so, Here, en saam met dit bid ons vir ons siekes, ons bid vir die wat sukkel, wat ongesteld is, ons bid vir die wat binnekort operasies moet kry, Here, ons bring hulle almal na U toe.
en bid dat U met hulle sal wees. En Here, sê ons ook vir U dankie dat ons hulle na U toe kan bring. Ons bid dit alles vanoggend in die wondernaam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons begin met ons teks van oordenking en dit is 1 Timoteus 3 vers 1 wat sê, dit is 'n betroubare woord. As iemand na 'n opsienersamp verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. En praat ons dan onder die tema, die amp van ouderlinge en diakens. So Wessel, is die bord af of werk hy nie? Ek sien hy. Maar soos ek vir u sê, ons tema dan, die amp van ouderlinge, en die rede hoekom ek vra, is die bord aan, want diakens staan so in, daar het ons om, die amp van ouderlinge en diakens. So vanoggend, na die diens het ek nou reeds vir u gesê, het ons gemeentevergadering, en dan moet ons nuwe kerkraadslede kies, maar om kerkraadslede te kan kies, moet ons weet, wat behels 'n Bybelse kerkraadslid? Hoe moet die persoon se lewe lyk? Want dit is uiteindelik 'n tipe opoffering wat hulle moet maak. En daarom gaan ons vanoggend kyk na die amp van ouderlinge, omdat die woord hoofsaaklik oor die ouderlinge praat, maar soos dat ons in 1 Timoteus 3 vers 8 gelees het, hy sê, net so moet die diakens waardig wees, net so daarom het ek die diakens ook daar vir ons gesit, want dit geld vir ouderlinge en diakens. En ons kyk daarna, omdat as ons nou name later het en mense verkies, dan weet ons hoekom. En sodat as iemand verkies word en hulle sê, ja Here, dan weet hulle wat hulle verantwoordelikhede is. En dit gee ook vir ons 'n bietjie meer perspektief, dit gee ons bietjie meer kennis, want die amp van ouderling is nie iets wat van gister af bestaan nie. Dis nie iets wat van vroeë kerkgebruik afkom of van tradisie afkom nie. Dit is nie 'n amp wat deur mense uitgedink is nie, maar dit is 'n amp wat ons in die woord van die Here duidelik van lees. Hy praat van ouderling, hy praat van opsiener, hy praat van herder. 'n Amp wat deur die Here daar gestel is, en saam met dit ook die diakens wat ook deur die woord daar gestel is. Die heel eerste manne wat as ouderlinge opgetree het, is niemand anders as die 11 disippels, en dan later die een wat bygekies is nie. So hulle is deur die hand van die Here, deur die Here Jesus, het die Here hulle gaan kies om hom te volg. En later, in Handelinge, dan word dit 70 disippels, dan word hulle die ouderlinge, en selfs Petrus, ons het in 1 Petrus 5 gelees, hy sê, hy is mede-ouderling, hy kom sluit hom daarby in. En dis dan geen wonder dat Paulus aan Timoteus skryf, hy sê, dit is 'n voortreffelike amp, dis iets wat mens sal wil hê, iets wat 'n mens daar kan uitsien, dis 'n wonderlike amp om in te wees. Nou, en daardie tyd was dit 'n baie groot eer gewees as die gemeente kom en hulle sê, maar hulle wil hierdie persoon as ouderling hê, was dit vir hulle eer gewees, want dit spreek van hulle lewens, dit spreek van hulle getuienis, dit spreek van vertroue wat daarin hulle was. En daarom sê Paulus ook vir Timoteus, 'n nuut geredde persoon, en dis waaroor die nuwe persoon gaan, 'n nuut geredde persoon moenie 'n ouderling wees nie, want dit kan tot hoogmoed lei, dit kan tot 'n val lei. Nou dit het ook nie in daardie tyd gewerk soos dit nou werk nie, want wanneer ons nou vandag hier iemand verkies en ons gee die name op, dan kry hulle 'n brief en hulle moet dan vir my antwoord, ja hulle aanvaar of nee hulle aanvaar nie. Maar in daardie tyd was daar nie 'n keuse nie, die gemeente het aangewys en hierdie mense het in die amp ingestap, en dit was dan vir hulle 'n groot taak gewees. Die vergadering het die Here se aangestelde man gesoek, en die manne het ingetree as ouderlinge. So dit was 'n God gegewe amp, dis 'n God gegewe roeping. En die rede hoekom ek dit so duidelik vir u sê, is, dis nie iets wat mense weer eens daar stel nie, en daarom bid 'n mens ernstig daaroor. Vertreffelike amp, wat die Here dan instel. En die skrif maak dit ook vir ons duidelik. Hoekom is dit 'n voortreffelike amp? Daar's 'n motivering agter dit. Die skrif maak melding wat die ouderling se werk is, en hoe hulle lewens moet lyk. En dis waarna ons so vandag ook gaan kyk. Wat is hulle werk as voor hierdie voortreffelike amp?
Nou met die verloop van tyd weet ons baie dinge het gebeur, duisende denominasies is gestig, sieninge van ouderling het baie verander, ouderdom het verander, geslagte het verander, al hierdie goed het gebeur en dit is so deur die geskiedenis ingebring en selfs wat die kriteria is vir ouderlinge is verander, hoe hulle lewens moet lyk, maar nou gaan ek vandag vir u iets kom sê en dis iets wat u weet. Ons siening moet nooit verander nie. Ons kyk nie na die mense rondom ons, die kerke rondom ons en kyk wat gebeur daar nie. Ons gaan altyd terug na die woord toe en ons kyk hoe dit daar plaasgevind en dis hoe ons dit toepas. Want die woord van God het nog nooit verander nie. Jesaja 40 vers 8, die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onsse God bly in stand tot ewigheid. Nou gaan ek myself vinnig onderbreek, ek steeds daar nogal lief daarvoor om myself te onderbreek. Ons het woensdag aand met ons bid hier, het ons bietjie gepraat oor die feit dat ons die verse in ons hart moet bære, die woord van God in ons hart moet bære. So ek gaan elke maandag, gaan ek 'n teksvers op ons groep sit, en dan kan ons in daai week, kan ons daardie vers leer, want ek het al 'n paar keer gesê, hier van die kanselaf, dis verse wat kinders van die Here moet ken, dis verse wat ons moet van weet, en nou het ons net die stap geneem om te sê, ons gaan dit leer. So van maandag af, gaan ek elke week 'n vers opsit, en dan kan ons as gemeente dit leer, ons kan dit in ons hart bære, want die woord van God, wat ek nou gelees het, hou stand tot in ewigheid. Nou die Bybelse siening oor ouderling het nog nooit verander nie. Is nie wat dit behels nie. Ons kan altyd na die woord van God toe gaan en ons kan daar die waarheid vind. Weereens, dit help nie ons kyk terug na die verlede en kyk maar hoe het dit gewerk en hoe gaan dit werk nie. Ons gaan na die woord van God toe. In Handelinge leer dit vir ons hoe ouderlinge gekies is. Die vergadering, die mense, die gemeente wat by mekaar was, het die aangesig van die Here gesoek om manne se name op te gee. En dis hoekom ek ook die afgelope tyd dit afgekondig het en meer as een keer gesê het, ons moet bid vir die geleentheid. By die bidure het ons ingetree, maar die Here se aangesig is gesoek en dan onder leiding van die Heilige Gees is manne gekies. So daarom maak mens ook staat op die leiding van die Gees. En in Handelinge dan sê hulle aan die einde, sê hulle ons en die Heilige Gees het besluit. En dis 'n wonderlike ding om te kan sê. So soek die aangesig van die Here onder leiding van die Gees, dan word manne se name opgegee. En baie keer is dit manne wat se lewens reg is, hulle lewens getuig daarvan en dis wonderlik, maar ander kere is dit manne wat se lewens moet verander om te kan dien. So ons moet dit ook besef, die Here roep baie keer manne om te verander, om vir hom te kan werk. So vanoggend gaan ons na die ampt van ouderling kyk, en dan het ek vir julle gesê, ook in die mindere na diaken, sodat wanneer manne vanoggend gekies word, dan weet hulle, wat word van my verwag? Nie wat 'n kerk op my lê nie, want ons hoor baie keer, maar ek is te besig, en ek het dit, en ek het dat, en al hierdie goed, maar dis baie keer mense wat reëls en regulasies en werk daaraan kan koppel, en ons kyk net, wat sê die woord? Dis so eenvoudig, wat sê die woord? So, ons kyk vanoggend, nou wat is dit, wat beteken dit, watter opoffering kos dit my? Want, kom ek vertel vir julle nog 'n geheim, ware geloof kos opoffering. Of dit met my redding is, of dit met my lewe is, of dit met wat ook al is, ware geloof kos opoffering. Die woord sê, julle moet gaan en gaan bereken. So, dit gaan van my tyd vra, dit gaan van my vra om gedurig deur na my lewe te kyk en te vra, is ek op die plek waar ek moet wees? Dit gaan van my vra om goed in my lewe te verander, miskien iets op te gee, maar as die Here sy roeping op my lewe kom plaas, wil ek bysê, is niks te groot om op te offer vir die Here nie. So, kom ons gaan kyk na die voortreffelike ampt van ouderling en dan in die mindere ook diaken. Ons eerste gedagte is, wat is 'n ouderling se motivering? Wat is sy dryfveer? Wat is die ding wat maak dat hy hierdie werk doen? 1 Petrus 5 vers 1 en dan vers 4. Vers 1 sê, ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word. En dan vers 4 wat sê,
En wanneer die opperherder verskyn, sal julle 'n onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Nou moet ons eintlik begin en sê, dis 'n amp van die Here af, dit is die motivering. As die Here vir 'n mens iets kom vra, dan is dit eintlik motivering genoeg. Maar, nou kom die woord en hy sê, daar is nog meer agter dit, daar is nog wat ons kan byvoeg, en dis hierdie 2 verse. Die eerste is met die woord ouderling self. Nou die woord in die Grieks is presbyteros. Julle het al seker gehoor van die presbyteriaanse kerk. Dis deur ouderlinge regeer. Die woord presbyteros. Nou die woord verwys na iemand wat ouer is of oud is. Nou aanvaar ons oor die algemeen ouderlinge moet grys wees en ouderlinge moet 'n lekker grys baard hê. En dis die beeld wat ons van ouderling het, want hulle is mos nou presbyteros, hulle is ouer manne. Maar dis nie waarvan die woord praat nie. Ek is ook 'n ouderling en ek het skaars 'n baard en my hare is nog nie baie grys nie. Maar ouderling spreek van geestelike volwassenheid, nie fisiese volwassenheid nie, geestelike volwassenheid. So kry 'n mens jong kinders wat geestelik volwasse kan wees. En so kry mens ouer mense wat al lank 'n pad gestap het, wat miskien nog sukkel met goed wat hulle nie so geestelik gevorderd is nie. Nou dis nooit vir ons om te sê nie, dis nooit vir ons om te oordeel nie, maar wanneer 'n man gekies word en sy naam word opgegee, dan spreek dit van geestelike volwassenheid. So daarom is dit 'n goeie motivering, dit wys op geestelike volwassenheid. Dan kom Petrus en hy sê, ek is mede-ouderling, hy vereenselwig om daarmee, ek is deel daarvan. Hierdie manne wat gekies is in die ampt van ouderling, ek het dieselfde werk as julle. En daarom, hulle kyk op na manne soos Petrus en Paulus en hierdie manne, en nou sê Petrus vir hulle, maar ek is in dieselfde ampt as julle. Dis 'n groot eer om 'n ouderling van die Here te wees. Dan gaan Petrus oor en hy gebruik sy autoriteit. Hy sê, en getuie van die lyde van Christus. Hy sê, ek wat saam met Jesus was, wat hom gesien ly het, wat by was by sy kruisiging, ek sê vir julle. En dan praat hy oor die ouderlinge. En dan laaste sê hy, deelgenoot van die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Hy sê, daar gaan eendag loon wees. Ouderlinge sal in die besonder beloon word vir hulle diens. En dan praat hy van die onverwelklike kroon, wat eendag by die regterstoel van Christus aan die ouderlinge gegee sal word. Dit is 'n voortreffelike werk. Nou, sê ons is kinders van die Here. Ons glo die woord van God. Ons glo die woord van God vir ons met ons hele hart. So as die woord van God vir my sê, die ampt van 'n ouderling is voortreffelike werk, dan glo ek dit. As die woord van God vir my sê, dit is 'n God gegewe taak, dan glo ek dit. So hoeveel meer motivering is daar nou eintlik nodig? Maar soos ek vir u gesê het, die woord van God is so wonderlik, hy kom gee nog steeds motivering. Wat 'n voortreffelike ampt is dit werklik nie, as, soos hierso vir ons sê, dit wys op geestelike volwassenheid, Gods manne, wat in hierdie ampt dien. As ek nou dink, as ek 'n ouderling is, dien ek in dieselfde ampt, as wat Petrus en Paulus gedien het. En dan kan ons die ander name ook maar opneem. Maar dit is 'n ampt van die Here af. 'n ouderling ontvang sy werk by die Here, maar hy ontvang ook sy loon by die Here. By die Here Jesus Christus self. Dit is in kort die motivering agter die werk van 'n ouderling. Maar dan in die tweede gedagte, 'n ouderling se werk. 1 Petrus 5 vers 2 en 3. Hou as herders toesig oor die kudde van God, wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil nie, maar met bereidwilligheid, ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. Dis 'n mooi, kragtige vers hierdie, wat vir ons 'n klomp goed sê. Hy sê vir ons, hou as herders toesig oor die kudde van God, dis die Here se mense waarmee 'n mens werk, nie uit dwang nie, maar gewilliglik. En dan sê hy ook nie om vuil gewin nie, so nie om my sak vol te maak nie, maar ons is in die verkeerde kerk vir dit, ons weet dit, hier maak ouderlinge nie hulle sakke vol nie, maar met bereidwilligheid, ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde. So hy sê as iemand wat voorloop en die pas aangee.
Nou dis een van die punte waar baie keer verwarring inkom, want mense sien baie keer die amp van 'n ouderling is 'n intensiewe, tydrowende amp, en dit was sekerlik so in die verlede gewees, met alles wat op hierdie manne gelê is, maar ek gaan nou vir u sê, dit is nie so nie. Want die verwarring kom uit die verlede uit, nie uit die woord uit nie. Miskien hoe ons in vorige kerke was, in sisterskerke was, en hoe dit daar geskied het, maar nou vra ons die vraag, Bybels, wat's werklik 'n ouderling se hooftaak? Wat is sy werk? Wat verwag die Here van 'n ouderling? Nie mense nie, wat verwag die Here? Ons vind dit in die woord van God. Die eerste wat ons raak sien is, hou toesig oor die kudde. So dink dadelik aan die illustrasie van 'n skaapboer wat toesig hou oor sy kudde. Hy kan rustig wees. Wil wees sê, dis nie so tydrowend nie. Hy kan rustig wees solank alles goed verloop. Hy moet net sien sy kudde is goed versorg. Hy kyk na hulle. Daar word eerstens na hulle omgesien, is die woord wat gebruik word. Daar word gekyk, hulle die nodige toegang tot water, tot kos, hulle word versorg. Tweedens, daar word aan hulle leiding gegee. Waarna toe hulle mag gaan, waarna toe hulle nie mag gaan nie. En derdens word hulle beskerm. Dink aan Dawid wat sê, die Here het hom gehelp om die kudde te beskerm teen die beer en die leeu en alles wat daar was. So, beskerm. So nou kom ons by 'n ouderling. Ons sê, 'n ouderling moet toesig hou oor 'n gemeente soos 'n herder oor sy kudde. So die eerste ding is, omsien. Kyk na hulle. En hierdie is nie dat hulle toegang tot kos en water het soos 'n skaap nie, maar geestelike voeding. 'n Ouderling moet seker maak sy gemeente word geestelik gevoed. So daarom, ouderlinge waak oor die kansel. Hierdie is ons verantwoordelikheid, vir my en die ander ouderlinge se verantwoordelikheid, dat die woord van God hier uitgaan en daar geestelike voeding is. Om seker te maak, dis die ware leer, en dis vanuit die woord van God. Tweedens, die ouderling se werk is om leiding te gee aan die kudde. Nou, dit kom alles neer op wat Paulus sê, wees my navolger soos ek dit van Christus is. So Paulus sê, ek leef soos Christus. Julle kan my navolg, en dis hoekom ons hier gelees het in 1 Petrus vers 3, maar staan, maar as voorbeelde vir die kudde. So die manier wat hulle leef, gee leiding, soos wat ek vroeër gesê het, gee die pas aan. Dit is hoe 'n mens moet leef, en ek sê nou al reeds, 'n mens kan nie perfek wees nie, almal maak foute, maar 'n mens moet probeer, jy moet streef daarna, soos wat Paulus sê. Derde, die ouderling se werk is om die gemeente te beskerm. Waarteen beskerm ons? Teen valse leringe. Dis nou nie soos daar in die Wille Weste in Gauteng waar die predikante met die pistolie agter preek nie. Dis beskerming teen die bose, teen valse leringe, teen aanvalle. As daar 'n skaap is wat verlore gaan, om hulle terug te bring. So daai beskerming is geestelike beskerming. So ouderling se werk is, Bybels, hou toesig oor die kudde. Nie allerhande menslike reëls en verordeninge en al die goed, en ons almal weet, vroeër jare het 'n ouderling mos kom kollekteer. Nou hier kollekteer ouderlinge ook nie. Dit is ons werk om toesig te hou oor die kudde. Dit is nie verwarrend soos wat mense in die verlede gedink het nie. Die woord is duidelik oor wat ons werk regtig is. Dit het tog nooit verander nie. Hou as herder toesig oor die kudde. 'n Predikant word gesien as die lerende ouderling, soos wat dit ook in die Nuwe Testament geskied het, en dan die res van die kerkraad word gesien as regerende ouderlinge, maar ook herders, voorbeelde. So daarom word hulle werk om na die gemeente om te sien. Die werk van 'n ouderling is nie 'n tydrowende, intensiewe werk nie, maar dit is 'n werk van liefde. Nie uit dwang nie, maar gewilliglik, het ons vroeër gelees. Uit liefde vir die Here Jesus, uit liefde vir sy kudde. Want dink aan plaasboere, as ons nou die voorbeeld gebruik van 'n plaasboer. Dink hoe tree iemand op wat 'n liefde vir boer het, 'n liefde vir sy kudde het, wat weet wat met elke bees en elke skaap aangaan, en net iemand wat aangestel word om net na hulle te kyk en hy het geen belang by hulle nie. Daar's 'n groot verskil in optrede. Ons het 'n liefde vir die opperherder. Ons het 'n liefde vir die kudde. Dit moet in 'n mens se optrede gesien word. Nie uit dwang nie, maar gewilliglik. En laastens, ons werk is om geestelik om te sien na die gemeente, om leiding te gee, voor te loop, en om die kudde te beskerm
in tye van valse lering en in tye van nood. Dit is wat die Here van 'n ouderling en dan 'n diaken in 'n klein mate, maar hulle het nou die versorging van die wees en die weduwees by, maar dit is wat die Here van hulle verwag. Maar met so belangrike werk en met die belangrike motivering, daar ook 'n standaard vir hoe hierdie persoon se lewe moet lyk. En dis ons laaste gedagte wat ons vanoggend gaan hanteer. En ons lees dit uit Titus 1 vers 9, een wat vashou aan die betroubare woord, wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê. En dan 1 Timoteus 3 vers 2, 'n opsiener, en dan gebruik hy die opsommende woord, onberispelik wees. Ons weet wat die motivering van 'n ouderling is, ons weet wat hulle werk is, maar sy lewe self. Daar is 'n standaard vir 'n ouderling se lewe. Ons gaan na 2 aspekte kyk. Die eerste is hulle geestelike lewe, hulle verhouding met die Here, en dan tweede is hulle lewe na buite, wat ander mense sien. Titus 1 vers 9 hanteer die geestelike lewe. Hy sê dis een wat vashou aan die betroubare woord. So hy praat van vaste Bybelse lering waaraan 'n ouderling vashou. Hy moet dit glo. Hy moet dit leer, hy moet dit lees, hy moet dit leef. Om dit eenvoudig te stel, hy moet die Bybel uitleef. Vashou aan die beginsels in die woord. 'n Man van die woord, kan ons dit ook noem. Maar dan praat die Bybel ook van hulle fisiese lewe, en dit sal ons nou noem die buitelewe, en dis 'n weerspieëling van wat binne aangaan. Die ouer mense het altyd gesê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Nou ons kan sê, wat in jou geestelike lewe hier binne gebeur, word buite gesien. Dit vind ons in 1 Timoteus 3 vers 2 tot 4. Dit word opgesom deur te sê, 'n opsiener moet onberispelik wees. En dan gaan die woord aan en hy verduidelik, maar wat is onberispelik? Nou ek gaan vinnig deur die bewoordings gaan en net so vinnig dit met u deel. Die eerste ding wat hy sê is, man van een vrou. Nou in die Grieks staan dit letterlik as 'n een vrou man. Dit is iemand wat toegewy is aan sy vrou. In liefde en in reinheid, toegewy aan sy vrou. In daad en in gedagtes. Die bedoeling hier is, die man se morele standaarde in die huwelik moet hoog wees. Dit praat nie van iemand wat 'n weewenaar was of weer getroud is, of dit praat nie van iemand wat geskei is en weer getroud is. Dit is nie deel hiervan nie. Dit diskwalifiseer ook nie iemand wat nie getroud is nie. Dit gaan net oor sy lewe na buite. Hy is toegewy aan sy vrou. Dink weer aan Efesiërs 5. Manne, julle moet julle vroue lief hê, soos wat Christus die gemeente liefgehad. Dit gaan oor die verhouding wat uitgestraal word. So dis waaroor dit gaan. Nugter, die volgende woord. Nou hier dit niks te doen met drank nie, ons gaan later daarby kom. Maar die gedagte is om waaksaam te wees, om helder te kan dink, helder te kan optree, nugter te kan optree in situasies. So dis wat daai nugter beteken. Dan sê hy ingetoe, dis iemand wat gedissiplineerd is. Hulle prioriteite is reg, hulle is ernstig oor geestelike dinge. Fatsoenlik, nou is ons omtrent met die woordeboek besig vanoggend. Fatsoenlik, dit word vertaal as orderly. Dis nie iemand wat sy lewe in chaos is nie, maar hulle lewens is ordelik. Gasvry. En dis nogal 'n interessante Griekse woord. Hierdie woord beteken om vreemdelinge lief te hê. So dit wys 'n ouderling is die voorbeeld van hoe moet hulle teenoor ander mense optree. Hoe moet hulle gasvry wees? Mense sien daardeur hulle geestelike karakter. Hy sê bekwaam om te onderrig. Nou hierdie kwalifikasie word net 2 keer in die skrif genoem. En dis ook al wat ouderlinge en diakens, of die groot ding wat ouderlinge en diakens onderskei, is ouderlinge moet bekwaam wees om te onderrig. Hulle moet in staat wees om te leer vanuit die skrif. Soos ek nie hier is nie, moet 'n ouderling kan met u praat oor die woord. En hy moet kan 'n bidtuur lei om met u die woord te deel. So, dis belangrik om leiding te gee in die waarhede van die woord. Dan sê hy, geen drinker. So nie net bloot iemand wat nie dronk is of teen dronkenskap is nie, maar iemand wat geen drinker is nie. Hy het ook nie die reputasie van iemand wat 'n dronkaard is nie. 'n Ouderling se lewe is drasties anders, want hy's 'n voorbeeld. Wonderlike voorbeeld van hoe lei 'n mens, hoe leef jy weg van sonde. So hy sê geen drinker,
Geen vegter, 'n ouderling moet in moeilike situasies kalm kan optree. Dink aan daai woord, is dit lankmoedigheid, makrofomia, dit vat lank om kwaad te word. Hy kan nigter optree, geen vegter. Die Grieks weer eens, is so interessant, die Griekse woord vir geen vegter is een wat nie houe gee nie. Die Grieks is so mooi taal. Dan sê hy, geen vuil gewin soeker nie. So dis iemand in die Grieks wat nie altyd soek wat ander het nie, hy sê vriendelik, ek hoef nie vir u te verduidelik in die Grieks wat beteken vriendelik nie, iemand wat altyd vriendelik oorkom, iemand wat gou is om te vergewe, iemand wat ander in ag neem, hy sê geen strydlustige nie, so dis iemand wat vrede soek en nie twis en gevegte aanwakker nie. Dink aan die saligsprekinge, salig is die vredemakers, hulle sal die wêreld beerwe. Dan, een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid in onderdanigheid hou. Nou weet ons, 'n huisgesin is 'n gemeente in die kleinere. 'n Man is die priester, profeet, koning van sy huis en hy regeer dit soos wat die woord van hom verwag. Nou word hy gekies as ouderling, nou moet hy daai selfde beginsels toepas in die huis van God. So daarom, as iemand sy huis buite orde is, kan hy nie die huis van God regeer nie. Dis die standaard wat die woord vir ons gee. En dan Titus sê bietjie verder, hy sê, hulle kinders moet gelowig wees en hulle moet goed gemanierd optree. En al die goed wat ek nou vir u genoem het, kom som hy op met die woord onberispelik. Dis hoe 'n ouderling se lewe moet lyk. So daarom, die ouderlinge wat ons het, wat nou reeds ouderlinge in die Hakens is, en die wat gekies gaan word, daar is 'n standaard waarby ons moet leef. Ons moet onberispelik wees. Dit beteken nie, ons gaan nie foute maak nie. Dit beteken nie, ons gaan nooit sonde doen nie. So ek dink selfs Paulus het gepraat oor sy stryd met sonde, maar 'n ouderling is iemand wat uitstaan om hulle alles te gee om onberispelik te wees. Iemand wat as die woord praat, dan luister hulle. Iemand wat as hulle geval het, dan staan hulle weer op, dan bely hulle sonde en hulle gaan weer aan. Dink aan koning Dawid, die koning van Israel. Hy het sonde gepleeg, maar hy het dit bely, hy het dit laat staan en hy het aangegaan met sy wandel met die Here. So, dit beteken nie mens gaan nie foute maak nie, maar 'n mens sal onberispelik wees. En dis waar die opoffering inkom, want dit vra van 'n ouderling en 'n diaken om gedurig na hulle eie lewe te kyk. Paulus sê vir Timoteus, let op die leer en let op jouself. Gaan gedurig na jouself moet kyk en sê, is my lewe op standaard met die woord? Is ek nog op die regte plek in my lewe, want ek is 'n opsiener. Ons gaan nie volmaak wees nie, maar ons gaan gedurig deur seker maak ons pas by die woord. Najaag om onberispelik te wees, 'n man van God wat vir hom werk. Dit is 'n voortreffelike ampt, maar 'n mens moet daarvolgens leef. Eintlik alle kinders van die Here moet so leef, maar hulle gee die voorbeeld. So daarmee sluit ek af. Ek weet dit is nie altyd die groot boodskap wat almal wil hoor nie, en ek weet ons kom baie keer met 'n soeke en 'n begeerte om die woord van die Here te hoor, maar ons moet ook hierdie kennis hê, want die woord sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Ons moet weet. Wat behels die ampt van 'n ouderling? Wat behels die ampt van 'n diaken? En die woord het vanoggend vir ons kom wys, hulle motivering is die feit dat dit 'n God-gegewe ampt is, wat deur Gods manne bestuur word, waar hulle loon van die Here eendag gaan ontvang. Hulle werk is opsieners, herder van die kudde, wat omsien na die kudde, die hulle geestelike lewe, wat leiding gee deur die voorbeeld te leef en beskerm teen valse leringe. Laastens, daar is 'n standaard. Ouderlinge en diakens leef 'n standaard, want hulle moet die voorbeeld gee. Hulle lewens is onberispelik. Nou ons het ons deel gedoen. Ons het die aangesig van die Here gesoek, ons het gebid daaroor in hierdie week en ons het vir die Here gevra, by ons bid hier ook. Ons het kerkraad nodig, veral om selfstandig te wees. Ons het laas met u daaroor gepraat. En vanoggend moet ons kyk, maar wat sê die woord daaroor? As ons ouderlinge en diakens kies, hoe moet hulle lewens lyk? En ook, as ons gekies word, hoe moet ons lewens aanpas, verander? Wat moet ek doen om seker te maak ek is op God se standaard? So as iemand vanoggend gekies word as 'n ouderling of diaken, dis wat dit behels.
kan vir u die kerkorde bring en lang lyste en al hierdie goed, maar dit alles is net om neer te kom op wat die woord sê, die belangrike. Dis 'n opsiener wat die woord vir ons gee. So of u antwoord ja of nee gaan wees, dis 'n gebedssaak, so daarom wanneer ons vir iemand kies en wanneer hulle 'n vorm kry en hulle moet gaan invul, sê ons vir hulle, gaan, gee dit 2 weke, bid daaroor, gaan vra die Here, is dit wat u van my verwag? Nie mense nie die mense wat hier sit en my naam op 'n lys sit nie, maar is dit wat u van my verwag? Want dis 'n Godgegewe ampt, maar dit is 'n voortreffelike ampt. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons eers saam en dan kan ons sing en ek gaan afsluit soos normaal en dan sal ons aangaan met die vergadering, maar kom ons bid net eers. Wonderlike Here, ons sê weer vir u dankie, dat u woord vir ons die kennis gee, dat u woord vir ons die handboek van die lewe is, waarby ons lewens kan toets en hoe ons lewens kan inrig, en so ook ons gemeente. Here, hoeveel keer sê die woord nie vir ons, u is die hoof van die gemeente nie, u is die opperherder, u is die een wat oor ons waak, u is ons hoëpriester, by wie ons intree. Here, en so bid ons vanoggend dat u ook in hierdie gemeente se behoeftes sal voorsien. Here, en een van daardie behoeftes wat ons het, is ons kort kerkraadslede. En so het ons gebid, Here, ons het na u toe gekom, ons het u gevra, help ons, maak name vir ons duidelik, wys manne vir ons uit, sodat ons hulle as kerkraad kan verkies. En bid ons nou ook, Here, ons wil ook, soos daai gemeente in Handelinge sê, ons en die Heilige Gees het besluit. Here, mag u Gees vaardig wees vanoggend, wanneer ons name kies, dat hulle manne van u sal wees. En bid ons ook vir die name wat gegee gaan word, Here, dat u vir hulle sal help, sal bystaan, wanneer hulle bid, Here, dat u vir hulle daardie woorde, daardie antwoord duidelik sal maak. En ons sê dankie, Here, maar so bid ons ook, want wanneer ons kyk na hierdie ampt wat u vir ons gegee het, en ons kyk na die lewe daar buite, ons kyk na kerke, denominasies, dan besef ons, Here, maar hoe agter het mense geraak, hoe het dit verval in die wêreld daar buite, en bid ons, Here, dat u woord net sal spreek, dat u mense sal terugroep na die waarheid toe, terugroep na die woord toe, dat die gemeente van Christus sal lyk soos u wil hê dit moet lyk. Ons sê dankie daarvoor, Here, ons bid ook vir ons gemeente, vir die res van hierdie week, Here, dat u met ons sal wees, dat u vir ons sal voed, en ek bid weer, die hart aan die brand sal steek, vir u, vir die woord, vir die werk. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ons gaan staan, dan sing ons genade, vrede en alles wat die Here so ryklik aan ons skenk, word aan u geskenk deur die Here Jesus Christus, deur God ons Vader en deur die Heilige Gees. Amen. Ek gaan vra